So vriende, ons is nou by lesing 8 en dit gaan oor versoening. Dit is 'n baie kosbare onderwerp. Want ons praat mos oor die aspekte van rekonsiliasie. Het ons vrede met God? Hoe kry mens vrede met God? Wat het gebeur? So wanneer 'n mens praat van versoening tussen God en die mens, waarvan praat ons? Want jou Engelse, die woord wat hulle gebruik is reconciliation. Maar wat nou aangrypend is, as jy dit in daai taal gebruik, dan dui dit op 'n menswaartse effek van Christus se kruisdood. Hiermee bedoel ons hoe dit die mens en nie God affekteer. In ander woorde, is God met ons tevrede of is ons met God tevrede? Miskien moet ek dit vir julle verduidelik. Wat doen die Hindus? Ek kom baie in Indië wat ek predikante oplei. Hyderabad, Ranchi, Memphis, Delhi, baie plekke. Nou, hier is my vraag. Wanneer jy met hulle praat, Hindus het meer as 50 miljoen afgode. Okay? 50 miljoen. So elke ding is 'n afgod. Okay. Nou, hier is die probleem. Hulle uitgangspunt is, jy moet jou God tevrede stel. Hy's kwaad. Hy staan op 'n afstand, hy stuurs. Hy hou iets teen jou. So jy moet iets doen om hom tevrede te stel. Jy moet 'n offer bring, of jy moet kom bid, of wat jy ook al alles moet doen. En wat jy ook al doen, sal 'n impak op daardie God hê. So in ander woorde, wat die heidense gelowe bely, is dat jy moet die eerste stap doen, jy, om met jou God versoen te word. Nie hy met jou nie. En dis natuurlik totaal teen die grein van die Bybel. Want in die Bybel het God iets gedoen sodat ons met hom versoen kan wees. God het sy seun gestuur. Hy het iets gedoen, hy het die inisiatief geneem, nie ons nie. Ons is sondaars. So ek kan nie as 'n sondaar God kom beïndruk en iets doen om met hom in vrede te kom. Ek wil die Bybel sê ons beste werke is soos 'n wegwerpende kleed voor God se aangesig. So hulle glo God is stuurs, hy's toornig, hy's op 'n afstand en ek moet iets doen en as ek my God paai, all will be fine. Maar dit kan net nooit wees nie. Want die woord om te rekonsilieer in sy inherentheid in die Bybel beteken 'n volkomme verandering. Nou, hoe kan jy verander? Jy's 'n sondaar, jy kan nie verander nie. Maak saak wat jy doen nie, jy en jouself bly 'n sondaar. So hoe sal God jou kan aanvaar? Dit kan net nie wees nie. Hoe kan ek iets doen wat my God moet verander in sy gesindheid teenoor my? Ek bedoel die Bybel is tog duidelik in Jakobus. Die Vader van die volmaaktheid van die ligte by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is. God kan nie verander nie. God is God. As God kan verander, het ons almal in die moeilikheid. God verander nie. So rekonsiliasie kan net op die mens van toepassing wees. As ons praat oor daai versoening aspek. God is die een wat dit kan initieer sodat ek en jy wel met hom versoen kan word. Hy kan iets doen. Hy kan sy seun stuur, want die Bybel, as jy byvoorbeeld net as ek 'n teks vat, soos byvoorbeeld, as ek net gaan na Romeine 5, om te verduidelik uit die Bybel uit. As ek byvoorbeeld sê ek vat net Romeine 5. Romeine 5 sê vers 1. Omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons hierdie toegang verkry het. Want toe ons nog sondaars was, toe ons nog goddeloos was, het God sy seun gestuur. Om vir ons wat sondaars was, aan die kruis te kom sterwe. So waar kom die inisiatief vandaan? Toe ons nog sondaars was, het hy ons liefgehad. Toe ons nog goddeloos was, het hy sy seun gestuur. So wie die inisiatief, die mens of God? Is God. So God het iets gedoen sodat ons met hom kan rekonsilieer, dat ons met hom versoen kan word. So ek wil net hê dat jy verstaan, dis nie God wat met ons versoen word nie, ons word met hom versoen, omdat daai woord versoening beteken letterlik om te verander of met ooreenstemming te bring. In ander woorde, as ek sê ek is met God versoen, dan bedoel ek iets het gebeur wat my
in 'n versoenende posisie voor God plaas. Hy kyk nie stuurs met my met oë van oordeel en hy kan nie wag om my beet te kry en uit te sorteer nie. Dit is nie die God van die Bybel nie. Want rekonsiliasie is dan die terugkeer van 'n vyandige persoon. God was nie my vyand en hy keer nou terug na my, sy hart het verander nie. Dit is ek wat vyandig gesind teenoor God was en wat weggevlug het en wat bang vir God was. So die noodsaaklikheid van versoening is baie duidelik, want Romeine 5 vers 6 sê, toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Die woordjie swak in oorspronklik beteken in ons onvermoë om iets te doen dat ons in God versoen kan word, het God iets gedoen. Die mens het nie die vermoë om God tevrede te stel of te paai of te beïndruk nie. Jy kan dit nie doen nie. Hy weet wie jy is. Jy is net 'n skepsel wat hy gemaak het. Hy is God. Hy is die heilige. Ons is die onheiliges en die sondaars in hierdie wêreld. En hy moes iets doen om die onheilige, goddelose, verlore sondaar met hom in ooreenstemming te bring. Andersins is ons almal vir ewig verlore en almal gedoem vir die hel. So Paulus gaan so ver om te sê dat die sondaar is ook goddeloos. Godloos, sonder God. Ons was sonder God. So wat het gebeur? Want as dit wel die geval is, dan is ons soos die Bybel sê Romeine 5 vers 9 van nature kinders van die toorn. Ander woorde, ek en jy weet, ons is almal op pad na die wit troon oordeel waar ons die toorn van God ontmoet en ons vir ewig vir die hel gaan verdoem want ons verlore sondaars. Wel, God dank, ons het by Jesus uitgekom en dit verander. So ons is nie meer op pad soontoe nie. Ek praat van die sondaar mens. Alle sondaar mens op die aarde op die oomblik. Daar's meer as 8.4, 8.3, 8.4 biljoen, waarvan net oor die 2 biljoen is Christene. So meer as 6 biljoen mense, soos ek nou hier voor jou staan, is reguit op pad hel toe, op pad om God se toorn by die wit troon te ontmoet. En hulle weet dit nie of hulle weet dit en gaan maar net aan. Dis die hartseer. Dis die verskriklike van alles. So die mens is vervreemd van God, sê die Bybel, en vyandig teenoor God. En dis hoekom Paulus in Romeine 3 sê, ons het almal gesondig en dit ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God. Daar's geen onderskeid onder ons nie. Ons is almal sondaars van nature. Maar natuurlik, dit was so. Ons het mos nog geword kinders van God. Ek is mos nie meer 'n sondaar nie. Ek is nie 'n sondaar nie. Ek kan sondes doen, maar ek is nou 'n kind van God. Maar ek praat nou van die sondaar mens, die wêreld in sy geheel. So as dit kom by versoening, die toestand wat aan die kant van die mens is, iets moet verander, iets moet gebeur, andersins is ons vir ewig van God vervreemd en geskei. So wat het gebeur? Wat moet gebeur dat ek met God versoen kan word? En die Bybel sê nooit dat God met 'n mens versoen is nie, maar die Bybel sê dat God met die mens gerekonsilieer is nie, maar dat die mens met God gerekonsilieer kan word. So God het iets gedoen. Wat het hy gedoen? Nou, as ek moet praat oor wat God gedoen het, jy moet nou nie skrik nie. Daar's 'n woord wat jy in teologie gebruik en dit is propitiasie. En miskien moet ek nou net gou iets verduidelik. As ek die woord gebruik propitiasie, dan die betekenis van die woord in teologiese kringe beteken dood eenvoudig om tevrede te stel. Wat het gebeur dat God tevrede gestel is en dat hy ons nooit sal oordeel vir die hel nie en by die wit troon oordeel verdoem nie. So wat het daar gebeur? Jesus. En dis wat ons nou na sal gaan kyk. So die onderliggende gedagte van propitiasie is om met God versoen te word beteken dat God tevrede is. Dat wettiglik op wettige gronde met sonde gehandel is, nie verskonend onder die tafel ingevee, hou hom blind, verskoon ons, sê ag, ekskuus julle maar, nee,
wettiglik, geregtelik, op wettige gronde is ons versoen met God deur Jesus Christus. Dis nie, hy doen ons 'n guns nie. Ag, ek sal julle maar verskoon. Nee. Dit moes op 'n wettige, grondige, regverdige wyse plaasgevind het. So, en op grond daarvan, dat God te volkome tevrede gestel is, dat ons sondes gestraf is. Want onthou, jy gaan nie wegkom met jou sonde nie, jou sonde en my sonde moet gestraf word. Maar ons kan vandag sê, dit is gestraf in Christus. Hy het die straf op hom geneem. Dis wat Jesaja 53 sê. So, wettiglik, ons sonde is gestraf. Iemand het dit op hom geneem. Sê amen. Dis die beste part om dit te sê van die hele lesing. Iemand het jou straf op hom geneem. Anders moet jy gestraf word. Daai persoon is Jesus. Wettiglik het hy dit gedoen. So dit is 'n groot ding wat gebeur, want as my sonde gestraf is, dan is daar vergifnis, en daar's herstel, want dit is mos nou klaar uitgedeel. Die vergewensgesindheid is mos daar, maar dit moet gebeur op 'n wettige basis. Kan nie op 'n onwettige basis gebeur nie. God kan dit nie onder die tafel invee en dit ignoreer en sê ek sien julle oor nie. Ain't gonna happen like that. So die mens het 'n groot behoefte om met God versoen te word. Om op die regte plek by God te kom, gerekonsilieer te word met God. God moet tevrede gestel word, propisiasie moet plaasvind. Hoe gaan dit gebeur? Wanneer kan dit gebeur? Wel, die punt is net, die werk van rekonsiliasie is klaar afgehandel. Want Jesus het dit aan die kruis gedoen. Maar kyk, waar is die wêreld vandag? Hulle kom nie na God om dit te aanvaar nie. Ek bedoel, Jesus het vir die hele wêreld aan die kruis gesterf. Meer as 8 biljoen mense wat vandag op die oomblik op die aarde leef. Maar net 2 biljoen het dit aanvaar. Die ander 6 biljoen wil niks weet nie. Wie wat is die verskriklikste ding? Daar's oor die 2.3 biljoen mense vandag in Suidoos-Asië en in die Verre Ooste, wat nog nooit die naam Jesus een keer gehoor het. Nog nooit gehoor het daar so iets soos 'n Bybel nie. Nog nooit gehoor het dat God is een nie. Nog nooit gehoor het van Abraham, Isak en Jakob en Moses en Maleagi en die apostels en Jesus nie. Nog nooit 'n Bybel gesien het nie. Hoe verskriklik. 2.3 biljoen mense vandag terwyl ek met jou praat. Dit gryp mense aan die hart. Ek werk daar. Hulle het nou met my 'n boodskap gesê, ek kan dit veel op my foon wys. Ek het verlede jaar in Myanmar by die refugees van Burma. Toe gaan lei ek op in Mao Sot. Dit is nou tussen Laos, Burma, Vietnam, Cambodia, daar in die triangle, die Golden Triangle, in daai driehoek waar die grootste druglords in die wêreld is. Nie die Mexicans wat sukkel met Donald Trump daar van Mexico af en wie kan Kanadese grens sê ek moet hom bietjie vat na die Golden Triangle waar ek gaan. Nou daar's van jou grootste druglords in die hele wêreld. Hulle noem dit 'n Golden Triangle. En ek het met ou Jack Niedermeyer gegaan, Amerikaner van Florida, en hy vra vir my, Dr. Ryk, kom help my met opleiding, toe gaan lyk hulle op. En ek het die foto's, ek het dit letterlik op my foon, ek het vir Wessel gewys verlede week, in donderdag, dis gister 'n week terug, toe sit ek aan my kantoor, die volgende week toe vlieg hierdie foto's deur, en hy's like, Doc Ray, look at this, I'm back in Myanmar, in Burma, in the north, I'm in Mao Sot, I want to show you something. En hy wys my 'n foto van 'n man, sy pastoor, ek het sy pastoor en hulle opgelei, oor die 80 van hulle met die hartkaart, hoe om evangelisasiewerk te doen onder die refugees van Burma in die Golden Triangle waar die druglords is en die human trafficking is en sex trafficking is. En ek sê, kom ons gaan lei daai ouens op. En die ouens, hulle nooi my toe en ek gaan doen dit. En onder die foto, nou sien ek hoe sit hierdie jong predikant en hy wys hulle die hartkaart, die 2 foto's en die derde is die uitdruk. Hy sê, since you left last year until now, he showed me, and here it is, he led more than 500 souls single-handed from house to house to Jesus Christ.
500 siele. Een man, prys die Here. En ek wil net vir julle sê, ek het die afgelope, dit sal nou September 30 jaar wees, 5de September. Ek lei al 30 jaar hierdie ouens op met dit, nee, want ek is die Afrika evangelisasiedirekteur vir Church of God World Missions. Maar hoor hierdie ding, dat ek het oor die 32.000 mense opgelei met die hartkaart in my lewe. Een ou het in 1 jaar 500 siele na Jesus toe gebring. Hoeveel mense het nie al tot bekering gekom nie? So wat ek wil sê is, hulle is nou versoen met God. Iemand het van hulle die evangelie kom verkondig, dit op die regte manier gedoen, hulle het Jesus aangebied, is gered. Een persoon, 500 van hulle. So wanneer kan 'n mens met God versoen word? Wel die oomblik wanneer jy Jesus aanneem, want jou sonde is klaar gestraf in Christus. Jy hoef nie te wag nie. Klaar gebeur. Jesus is dis hoekom Jesus ons sondes op hom geneem het. Soos Jesaja 53 sê, hy is verlaat en verag en gesmaad en hy het ons sondes op hom geneem en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Maar ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel en die straf wat vir ons die vrede aanbring, die straf wat vir ons die vrede, versoening, rekonsiliasie aanbring, was op hom. Onthou, Jesus is die enigste sondelose mens wat ooit geleef het op aarde. So geen ander godsdienst kan jou red nie. Want almal wat hulle begin het met elke godsdienst was 'n sondaar. En nie een kon vir jou sondes aan die kruis sterf nie. Dis hoekom Handelinge 4 vers 12 sê, daar's net een naam waardeur jy gered kan word, en dis die naam van Jesus. Geen godsdienst, niks op aarde kan jou red, behalwe Jesus, omdat hy die enigste een is wat sonder sonde was. En dat hy lewe en in die hemel is, deur sy opstanding uit die dood uit, kan hy dit bevestig met sy bloed by die Vader. So, dis hoekom Petrus kon sê in Handelinge 11, God het aan die heidene bekering tot die lewe gegee, want onthou rekonsiliasie is 'n afgehandelde werk, om die mens in die regte verhouding met God te stel. Jy moet onthou, wanneer jy praat van versoening, dit vat mens terug in jou gedagtes. Waaraan dink, as ek die woord versoening hoor, ek weet waaraan dink ek wonder waaraan dink jy? Ek wonder waaraan dink jy? Vir my, as jy instap en jy sê, ek wil met jou praat oor versoening, by my, op daai oomblik, as ek die woord hoor, versoening, dan gaan my gedagtes onwillekeurig al die pad terug in die Sinai woestyn, by die berg Sinai, waar hulle die verbondsark gebou het, met die versoendeksel. Want dit was mos die versoendeksel op die heilige ark, wat die gebroke wet, Moses moes eers 2 kliptafels stukkend gegooi. Ek bedoel, Moses is die enigste ou wat ooit lewe wat die 10 gebooie op een slag gebreek het. Okay? Flenters, okay? Hy het dit op een slag gedoen, die enigste ou wat dit ooit kon reg. Maar nou hier is die storie. God gee vir hom 2 kliptafels. En hy sit dit in die verbondsark met die versoendeksel daaroor. Okay? Met die 2 gerubs op die versoendeksel. Met hulle aangesig na mekaar. En 1 keer 'n jaar gaan die priester met die sondebok se bloed, die 1 bok. En dan gaan hy met die bloed tot in die allerheiligste. En wat doen hy sy ingaan? Hy gaan tot in die allerheiligste, en sy binnekant kom in die allerheiligste. Wat doen hy? Hy sprinkel 7 maal met sy bloed op die voorkant van die versoendeksel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Want dit is die getal van volmaaktheid. Op die versoendeksel. Bloed spat nou op die versoendeksel. Onder die versoendeksel is die gebroke wet, wat alle mense skuldig maak voor God. So dit wat my skuldig maak, bokant dit is die bloed, wat gesprinkel is. Het jy geweet dat Romeine 3, staan daar, Jesus is ons hilasterion, ons versoening. Jesus is ons versoendeksel. Voordat God ons kan straf, dat ons sy woord verbreek het en sy wette verbreek het, het ons die bloed van Jesus. Sy bloed beskerm ons teen die oordeele van God.
Nou is ons met God versoen. Net Jesus kon dit doen. Net die bloed van Jesus. Dis hoekom dink jy, het niemand in die Ou Testament van die gelowiges wat gesterf het, hemel toe gegaan nie. Was almal in die paradys in die buik van die aarde. Dis eers toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat al die Ou Testamentiese heiliges, van Adam af tot en met Maleagi, was almal in die paradys in die buik van die aarde. Ek praat nie van die twee manne wat nooit gesterf het, Elia en Henog, hulle is hemel toe sonder om te sterf. Ek praat van alle mense wat dood is in die ganse geskiedenis van 4000 jaar, het almal neergedaal in die onderste dele van die aarde, oor kan die doodryk met 'n kloof, hulle was aan die ander kant, by die paradys by Abraham. Maar toe Jesus sterf, Efesiërs 4, toe neem hulle almal gevang in die hemel toe, want Jesus se bloed het sonde weggewas. Die bloed van diere het dit net bedek. Jy kan nie die hemel gaan bly en al jou sondes is daar, en is net weggesteek onder dierebloed nie. Maar toe Jesus se bloed gestort is, toe kon Jesus opvaar, en hy kon hulle almal neem. Dis kom Paulus sê in 2 Korintiërs 12, jy sê, voel ek gaan nou preek. Toe sê Paulus in 2 Korintiërs 12, tot in die 3de hemel waar die paradys is. Die goed maak my net baie opgewonde. Nou ja, toe. Baie dankie, ek is so bly jy het kom luister.